Baie welkom vanoggend weer by jou Sondag stil word. 'n Produksie van Lewe Lig en aangebied deur Shaal Botha. Ons tema vanoggend is Asem van Lewe. Job 33 vers 4. Die Gees van God het my gemaak. Die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. Tydens COVID is 'n persoon in die hospitaal opgeneem met baie lae suurstofvlakke. Hulle het hom onmiddellik op 'n suurstofasemhalingsmasjien gesit sodat sy suurstofvlakke in die bloed verhoog kon word. Kort voor sy ontslag het hy gehoor wat hierdie suurstof hom gaan kos en hy het onbedaarlik gehuil. Die mense het vir hom gesê, maar dit is nie so erg nie, hulle kan dalk 'n plan sien met die betaal van die rekening. Maar hy het vir hulle gesê, dis nie die rekening wat my laat huil nie. Dit is die besef dat ek vir elke dag van my lewe tot hier toe gratis suurstof in die hand van God gekry het, sonder om 'n sent daarvoor te betaal. En ek was nie genoeg dankbaar daarvoor nie. Ek het dit nie waardeer nie. Sonder suurstof is daar geen lewe moontlik nie. Kom ek en jy kyk gou na 'n klip wat ek vir jou wil wys, wat dit illustreer. Wat het hier gebeur? 'n Man het 'n hartaanval gehad, sy hart het gaan staan, en toe moes hulle met kunsmatige asemhaling begin. Hulle moes hom help om suurstof in sy liggaam te kry, sy hart pomp, sodat hy die suurstof deur die lyf kan versprei, sodat daar weer lewe kan kom. Die persoon was klinies dood, ek myself was 4 minute klinies dood gewees, en na hartmassering het ek weer begin leef, en het hierdie persoon ook weer begin leef. Die oomblik as jou hart dan weer begin klop, en hy pomp weer soos wat hy moet, dan lewe jy normaalweg vorentoe. Kan jy nog onthou, wat het gebeur toe Jesus gesterf het? Toe hy sy laaste asem uitblaas, die duisternis wat bo oor Golgotha was, en die oomblik toe hy sy asem uitblaas, in die wêreld in, toe die voorhangsel in die tempel geskeur. Met daardie uitblaas van sy asem, het hy sy lewensasem uitgeblaas, en dit as het ware in ons, in jou en in my, ingeblaas wat vandag lewe. So 'n paar Sondae gelede het ek dit vir jou gewys. Hy is oral, hy is so suurstof. Nêrens op hierdie planeet van ons kan jy wees waar daar nie suurstof is nie. Hoe hoër jy gaan natuurlik, hoe minder suurstof, hoe laer jy is, hoe meer. Maar daardie oomblik toe Jesus sy laaste asem uitgeblaas het daar iets gebeur. Het daar 'n skeiding gekom, nie net dat die voorhangsel geskeur het nie, maar het Jesus 'n nuwe bedeling ingelei. Op daardie oomblik het hy skeiding gemaak tussen godsdiens aan die een kant en 'n verhouding aan die ander kant. 'n Verhouding tussen my en jou en die lewende God wat daar nie voorheen was nie. Tot op daardie stadium was daar die tempel, en die tempel het bestaan uit die allerheiligste, die heilige en die voorhof. Die gewone pleb soos ek en jy kon maar net in die voorhof kom. Die priesters kon in die heilige ingegaan het, maar net eenmal 'n jaar kon die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan het, in God se teenwoordigheid, waar die verbondsark gestaan het. En daarom is dit so belangrik, dat ek en jy moet verstaan, wat het gebeur met die skeur van die voorhangsel. Ewe skielik het ek en jy en alle mense direkte toegang tot in die teenwoordigheid van die almagtige God.
Soos wat ek al vir jou gesê het, het Jesus met sy sterwe alles kom wegvat, wat die mens tussen hom en God kom plaas het, sodat ons in 'n direkte verhouding met ons Papa Vader kan lewe, met Jesus en met die Heilige Gees. Nou wat het Jesus weggevat? Wat was die dinge wat skeiding gemaak het? Ons sonde, een van die dinge. En wat het Jesus gedoen met ons sonde? Soos wat ek ook al vir jou gesê het, hy het al ons sonde wat ons in die verlede gedoen het, wat ons nog gaan doen in die toekoms, alles, die ganse mensdom se sondes, het hy op hom geneem. En weet jy, dan is dit vir my so interessant baie keer, hoe mense reageer wanneer hulle nie nou te slaand. Dan sê hulle vir my, ja, weet jy, dis seker omdat ek hierdie sonde gedoen het, dat God my nou straf. Die wonderlike nuus wat ek vanoggend met jou wil deel is, God straf nie meer sonde nie. Jesus het betaal vir al ons sondes. En dan sê Paulus, ja, maar dis daarom nou lekker, jong. As God dan nou nie meer die sonde straf nie, dan kan ons nou maar sonde doen. Ek meen, daar is mos nou betaal daarvoor. Nee. Noem vir my een sonde wat positiewe gevolge het. Dit bestaan nie. So in die doen van verkeerde dinge, kom ons maar net onsself te na. Maak ons hierdie lewe wat ons gegee is deur Jesus, soveel moeiliker vir onsself. Maar hoe werk dit? Veronderstel nou, ek sou hier in so 'n bonneltjie buig voor jou in. Iemand kom en hulle gooi my toe met 'n spierwit laken. Wat gaan jy sien? Jy gaan net iemand onder 'n spierwit laken sien. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het ons bedek met sy bloed. Daaroor wanneer Papa Vader na jou en my kyk, al wat hy sien is Jesus se bloed. So ek en jy is sonder sonde. Meer nog, met die skeur van die voorhangsel het Jesus ook weggedoen met 'n klomp dinge wat nie meer nodig was nie. Die priesterorde was nie meer nodig nie. Ons het nie meer nodig dat iemand vir ons moet intree by God nie. Jesus volgens Hebreërs het nou ons groot hoëpriester geword. Hy tree vir ons in by God. Hy stel ons saak. En dan natuurlik ook die Heilige Gees. Romeine 8:26. Hy tree vir ons in by God met onuitspreeklike versigtings. Daardie ou dinge wat baie keer in ons harte lê, wat ons nie met woorde kan sê nie, die Gees weet wat dit is en hy gee dit vir Papa Vader. Nog iets waarmee weggedoen is al die rituele, die offers. Ons hoef nou nie meer te offer om vir ons sonde te betaal nie. Want Jesus was die lam wat ter slagting gelei is. Hy het vir al ons sondes betaal. Sy bloed het vir ons gevloei. Daarom, soos die psalmdigter Dawid ook sê, dit wat God soek is nie meer ons offerhandes nie. Hy soek 'n hart vol ootmoed. 'n Mens wat in gehoorsaamheid, afhanklikheid van hom lewe, maar ook 'n mens wat hom wil behaag, verheerlik met sy lewe. Maar wat gebeur toe? Nadat die voorhangsel geskeur het, wat dink jy die mense gedoen? Het hulle hom nou so gelos? Daai manne het gou aan die werk gespring en daai voorhangsel weer mooi aan mekaar gewerk. Het die priesters hulle werk verloor en was hulle nie meer nodig nie? Nee. Dit het alles net so aangegaan, soos wat dit voorheen was. So godsdiens het aangegaan. Verhouding het begin gebeur as ons kyk na die kerk en die Handelinge. Hierdie mense het in 'n lewende verhouding met God gelewe onder leiding van die Gees. Daar het wonderwerke gebeur. Hulle liefde het oorgeborrel na mekaar toe. Hulle het mekaar gehelp. Hulle was eensgesind gewees.
Maar weldra, baie gou, het die mens maar net weer in godsdiens, rituele, ampte en bo alles geld vasgevang geraak. Een van die dinge wat ek nooit mooi kon verstaan nie, was hoe Jesus kon sê, die poort na die hemel is smal en min gaan ingaan. Ek begin al hoe meer verstaan hoe waar dit is. Want die mense wat letterlik vandag in 'n verhouding met die lewende God lewe, wat na hom luister, wat in afhanklikheid van hom leef, wat allereers sy wil en sy koninkryk soek, is so skaars soos hoendertande. Daar's baie Christene, mense wat glo dat Jesus gekom het, mense wat glo dat daar 'n God is. Maar daar's bitter min mense wat 'n pad stap saam met hierdie God. 'n Pad van lewe, 'n pad van oorvloedslewe waarvan Jesus praat. Romeine 3 sê vir ons, almal van ons het gesondig en is ver van God af. Ons het gesterf in sonde. En toe die God van die heelal met Jesus se uitblaas van sy asem, geweet ek en jy gaan nooit lewe kan hê as hy nie deur sy gees, die ruach, sy asem in ons dooie liggame kom inblaas nie. So die oomblik as ek en jy onder daardie laken opstaan en ons begin vanuit dit wat Jesus vir ons gedoen het, begin lewe. Ons begin lewe as koningskinders. Ons volg sy handleiding vir die lewe, die Bybel. Ons begin doen wat hy sê. Dan begin geloof voete kry. Dan wil ek nie meer sonde doen nie, want dit bring my nêrens nie. Dit maak net myself en almal rondom my ongelukkig. Mense wat een ding ten doel het, en dit is om te leer, om God lief te hê, om onsself lief te hê, en om ons naaste lief te hê, soos wat Jesus vir ons kom leer het. En dan word ons hele doel in hierdie lewe, om ontslae te raak van ons ou manier van lewe. Daardie doodsbestaan. Ons was dood in ons sonde. Maar in Christus het ons nuwe lewe gekry, want hy het uitgeblaas en sy gees blaas in en bring nuwe lewe hier binne. Mooi rituele, godsdiens, doen van mooi dinge, lees van die Bybel, kerk toe gaan, bid, genesing, al die gawes van die Gees beteken niks. Sê 1 Korintiërs 13, as daar nie liefde is nie. Jesus self, julle kan al hierdie dinge doen en ek sal vir julle sê, Jesus het homself gesê, hulle sal dan vir my sê, ons het al hierdie dinge gedoen. Dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Hulle het nog nie ingestap in die allerheiligste, en die God van die heelal, wat liefde is, ontmoet nie. Hulle het nog nooit opgestaan, en sy lewe, wat hy vir hulle begeer, begin leef nie. Wat allereers God se koninkryk sy wil soek, en wat die wêreld gaan verstom, soos wat sy liefde in krag deur ons vloei. Ons gesels volgende week weer saam. Mag die Here vir jou ryklik seën. Ja, Hemelvader, dis met 'n bietjie bang in die hart, maar met 'n groot klomp blydskap, wat ons ook vandag wil nader stap, deur die voorhangsel, tot in die allerheiligste, om U te ontmoet.
Dankie dat dit ons voorreg is. Elke sekond, elke dag van ons lewens. Heilige Gees, word U, Here Jesus, Abba Vader, net al hoe meer vir ons 'n wonderlike werklikheid, elke dag, wat alles in ons lewe bepaal. Baie, baie dankie, dat ons nou direk in 'n verhouding met U kan lewe. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Ons het ook 'n Facebook bladsy, so tik net Lewelig in en dan kan jy gerus ook ons Facebook bladsy besoek en al die dagstukkies en video's daar ook sien. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.